Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die Geseënde met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe. Dis my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek weet, hierdie woorde wat vandag tot jou kom, het die vermoë om jou hele bestaan, jou siel, elke area in jou lewe te verander. Want God se woord is lewend en kragtig. Ons kyk rondom die neerbuigende God. Ons het laasweek begin en weet jy, ek is so passionate about this one thing, to preach the gospel. The gospel, the power of God unto salvation. Om die hart van God aan mense te openbaar. Want ek weet, dis om in God te ken dat jou redding lê. Dis in hom te ken dat jou vrede, jou vreugde, jou oorwinning lê. As jy 'n verkeerde beeld het van God, is alles omtrent jou verkeerd. Jy gaan jouself nie reg behandel nie. Jy gaan ander mense nie reg behandel nie. Jou verhoudings gaan absoluut in 'n gemors wees, want jy het die verkeerde beeld van God. Die beeld wat jy het van wie God is, bepaal hoe jy jouself gaan treat en ander mense. Nou ons het verlede week gekyk na die neerbuigende God. En ons het Jesaja 57 vers 15 wil ek weer vir jou lees. Dit het my so geseën en dit is absoluut net 'n blessing. Kom ons kyk gou na hierdie God. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en die nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Mense sien God is op 'n afstand ver. Maar ek wil vir jou sê, God is naderder aan jou as jou volgende asemteug. God is naderder aan jou as die vel aan jou liggaam, aan jou bene. God is naderder aan jou as jou hart klop. God is close. God is teenwoordig. Hy is nie ver nie, hy is nie hierdie kwaai tiran nie. Hy sê ek is juis by die verbryselde van hart en die nederige. Ek is juis by hulle wie se lewe in 'n gemors is, wat voel ek is nie die lewe werd nie. Ek is nie werd om verder te leef nie. Vir hulle wat besluit het, dis nie vir my nie. Die Here sê, ek woon in die ewigheid. Ek woon in die hoë en verhewene, maar tog by jou. Ek is die een wat neerbuig. As jy kyk na die koms van die Here Jesus na hierdie aarde, dan is dit God wat neerbuig tot op die vlak van die mens. Ek wil vir jou 'n paar gedeeltes lees. Matteus hoofstuk 8 is daar 'n mooi awesome gedeelte wat my so bless elke keer wanneer ek dit lees. Matteus hoofstuk 8 vers 1. En toe hy van die berg afkom, toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. Nou ek wil vir jou gou, as jy in die Ou Testament gaan lees, as jy malaats was, dan moes jy buitekant die laar wees, of as jy mense sien, dan moes jy op 'n afstand uitroep, malaats, malaats, of onrein, onrein. Hier kom 'n man, hy val voor die voete van die Here Jesus neer, en hy sê, Here,
as u wil, kan u my reinig. Hy twyfel nie in die vermoë van Jesus Christus. Hy het al gesien, Jesus het die gesond gemaak, hy het daai gesond gemaak, so hy twyfel nie in sy vermoë nie, maar hy twyfel aan sy gewilligheid. Wil hy? En miskien twyfel jy aan die gewilligheid van God. Miskien twyfel jy aan die hart van God om in jou omstandighede in te kom en 'n wonderwerk te doen. Ek wil vandag vir jou sê, hy kan nie net nie. Hy sê, ek buig my neer vir jou. Die wet vereis dat hierdie man op 'n afstand moet wees en jy kon nie aan die malaatses raak nie. As jy aan 'n malaatse sou raak, dan sou jy onrein wees. Maar Jesus sê, luister hier, hierdie mens is vir my kosbaar. En ek glo, die Bybel sê, Jesus het aan hom geraak. Ek wil hê jy moet die prentjie sien. Hierdie man het voor hom neergeval. So dit beteken, hy het daar op sy knieë, heel moontlik, op sy aangesig gelê. En dis gewoonlik, wanneer jy voor die Vader neerval, of wanneer daar aanbidding was, dan moes jy op jou aangesig lê. En ek glo, Jesus het hom neergebuk, aan hierdie man geraak en in sy oë gekyk, en gesê, ek wil. Hoor vandag, die neerbuigende God, hy wat in die ewigheid woon, die hoë en verhewene, wat hom neerbuig, jou vandag in jou oë kyk en sê, ek wil. Ek wil jou reinig. Ek wil in jou verbryseling inkom. Ek wil in jou penarie, jou swaar kry, jou hartseer. Ek wil. God se hart. Ek wil. En weet jy, Jesus staan nie daar op 'n afstand en sê, Dis wat godsdiens doen. Godsdiens skilder hierdie prentjie, die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, wat sê, kom op, perform. Die Here sê, nee, ek buig neer, ek kyk in jou oë, en ek sê, ek wil. Oh, Jesus, thank you. Ek wil word gereinig. Maak nie saak wat die toestand van jou hart nie. Maak nie saak wat die toestand van jou liggaam nie. Maak nie saak wat jou mind vir jou sê nie. Die Here sê vandag vir jou, ek wil word gereinig. Jy's vry van die ding wat jou vasgehou het. Jy's vry aan van hierdie siekte van selfveroordeling, selfverwerping. Jy's vry van hierdie siekte, hierdie sonde, hierdie malaatsheid. Die Here sê, ek wil. Oh, what a Father, what a God, wat neerbuig en jou aanraak. Baie mense ervaar baie min die aanraking van die Here. Ek wil vandag vir jou sê, ervaar dat die Here jou vandag aanraak. Ervaar dat Jesus se dood juis God is wat jou kom aanraak en sê, ek wil. Halleluja. Ek is nie daar om jou te veroordeel nie. Ek is nie daar om jou te laat gaan nie. Ek is daar om jou juis op te tel. Ek wil, as jy gaan kyk na malaatsheid, die man was van sy familie versprei, hy van sy familie weggesit, geskei van sy familie, geskei van klomp dinge. Geen regte gehad nie, hy moes daar op 'n afstand wees. Die Here sê, malaatsheid, jou sonde, of jou selfveroordeling, of wat ook al, het jou van my geskei. Ek en jy kon nie regtig fellowship hê nie. Maar vandag sê ek, kom, sit aan die tafel. Kom sit aan die tafel, sodat ek en jy kan fellowship hê. Sodat ek en jy kan praat. Sodat ek en jy kan gesels. Die Here sê, ek wil met jou intiem wees. Ek wil my lewe met jou deel. Ek wil hê jy moet my hart verstaan. My hart is nie vol veroordeling, soos jou hart nie. Johannes het dit mooi gesê, sê, as ons harte ons veroordeel, God is groter as ons harte, en hy ken alles. God is groter as jou hart,
en hy ken alles. Miskien voel jy, hy wil nie, maar die evangelie sê is, God wil. Dis hoekom Jesus Christus kom sterf het. Hy raak hom aan, en hy sê, ek wil. Oh, what a beautiful picture of God my Father. Wat sê ek wil? Oh, ek wil net, oh man, I'm so overwhelmed by this thought of God, my Father, that says, I will. Ek wil word gereinig. As nog 'n gedeelte, dit is so powerful, ek wil vir jou lees, Lukas stuk 15, kyk net gou hierdie gedagte. Lukas stuk 15, hierdie tyd is so min. Vers 1, en al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Kom ek sê gou vir jou, ek like nie in die teenwoordigheid van mense wees wat hulle self daar stel nie. Ek like nie in die teenwoordigheid van mense wees wat dink hulle is beter as ander nie. Jy ook nie. Jy wil nie in mense teenwoordigheid wees wat dink ander mense is down there and they are up there nie. Nee, jy wil nie. Niemand wil nie. Die sondaars en die tollenaars, sê die skrif, het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Te luister. Wat vir my sê, dat in Jesus se ministry was daar nie veroordeling nie. Want as jy veroordeling kry, dan hardloop jy weg. Wie weet? Almal van ons kan eintlik getuig, as daar veroordeling is in mense se gesprekke, dan hardloop jy weg. Jy wil nie in mense se teenwoordigheid wees, wat jou altyd laat sleg voel nie, né? Ek wil nie. Ek wil in iemand se teenwoordigheid wees, wat sê, François, ek verstaan. En hierdie sondaars en die tollenaars, hulle wat deur die samelewing uitgesit was, wat deur die samelewing verwerp was, hierdie mense het die geneigtheid, die gewoonte gehad, om na hom te luister. Wat vir my sê, daar was nie veroordeling in sy teaching nie, maar Jesus Christus het die bediening gehad van om mense met God te versoen. Hy het die bediening gehad om vir mense te sê, luister hier, die Vader het juist neergebuig vir jou. En dis hoekom die sondaars tuis kon wees by die Here Jesus. Ek moet vandag sê, die sondaars en die tollenaars en die mense daar buite is nie meer regtig tuis in die kerk nie. Hulle is tuis in die klubs, tuis in die verskillende huise, tuis waar hulle kan dronk drink en hulle self wees. Maar baie min van hulle voel tuis in die huis van die Here, God se kerk, tussen die gelowiges. Want jy hoor so maklik veroordeling. Jy hoor so maklik, ag, jy sal moet regkom. Jesus het nooit vir die mense gesê, kom reg nie. Nee, maar net geweet, hulle kon nie. Hulle kon nie. En ek weet vandag, niemand kan regkom op sy eie nie. Die Here maak ons reg. Hoe? Deur wedergeboorte. Hoe? Deur aan ons die geskenk te gee van geregtigheid. Want ons kan nie regkom nie. Maar Godsdienst sê vir jou, kom reg. Kom reg. Jy sal jou moet gedra. Jy sal moet beter behave. Jy sal moet. Die Here Jesus Christus het nie vir die tollenaars en die sondaars gesê, jy sal moet nie. Hy het vir hulle gesê, ek maak jou reg. Ek versoen jou met die Vader. En as jy met die Vader versoen is, dan begin jy reg te lewe. Hoor weer? Jy begin reg te lewe, nie omdat jy voel, jy moet regkom en gedwing word om reg te lewe nie, maar juist omdat jy ervaar die liefde van die Vader. Ek weet, as jy nou 'n jong man of 'n jong dame is, heel moontlik is jy al meer ouer of jy's getroud of wat, die eerste keer toe jy verlief geword het niemand vir jou gesê jy moet verander nie. Ek onthou daar was 'n advert op TV
van die ouetjie wat nie lief was vir was nie. Maar hier een dag was daar 'n oulike girl langs hom. En hierdie boy, toe hy by die huis kom en sy ma nog dink sy moet hom weer roep om te kom was, toe is hy in die bad. Wat sê die prentjie? Liefde verander jou outomaties. Dis nie dat jy moet verander om lief gehet te word nie, maar die oomblik as jy weet jy's geliefd, iemand kyk na jou, iemand stel belang aan jou, dan begin jy te verander. En dis wat met hierdie sondaars en die tollenaars gebeur het. Hulle het nie gekom en Jesus het demand en gesê, change vir jou, change voor jy my liefde kan kry nie, change voor jy my liefde kan kry nie. Hulle het ervaar, hierdie man is op 'n ander vlak. Nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat eers, en die Bybel sê, ek hoor hierso, en die fariseërs en die skrifgeleerdes, dis Lukas 15 vers 2, het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Hulle was te heilig vir die sondaars. Hulle was te heilig vir die tollenaars. Hulle het daar gesit en gesê, ons kan nie. Dis dieselfde mense as jy lees in Johannes hoofstuk 8, die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat 'n vrou, wat in oorspel betrap was, na die Here Jesus toe gebring het. Ek wil gou vir jou dit lees, kom ons kyk gou daar. Ons het nie meer baie tyd nie. Johannes hoofstuk 8, kom hierdie skrifgeleerdes en die fariseërs, en hulle bring 'n vrou na die Here Jesus, wat in oorspel betrap was. Hoor wat sê hulle. Johannes hoofstuk 8 vers 4, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sondes die eerste klip op haar gooi. En hy het neergebuk en op die grond geskrywe. Mooi prentjie. Hy het neergebuk. Hierdie vrou, glo ek, het daar gelê, wagtend op sy verdict, wagtend op die woord wat moet sê, stenig haar. Maar sy hoor heeltemal iets anders. Sy hoor, julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En ons weet wat gebeur. Een vir een, van die oudste tot die jongste, het hulle klippe neergegooi en weggestap. En hierdie vrou, daar op die grond, lê Jesus, staan nie. Die Bybel sê het hom neergebuk. En dis wat Jesus doen. Wanneer jy in jou toestand is, dan buk hy neer. En hy skryf. En later vra hy vir hierdie vrou, waar is jou beskuldigers? Het niemand jou veroordeel nie? Sy sê, niemand nie, Here. Hoor Jesus se woorde. In vers 11. En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En dis die Here Jesus se woorde vandag aan jou, in jou toestand. Ek veroordeel jou ook nie. Jy is skuldig, ja, maar ek veroordeel jou nie. Jy het gesondig, ja, maar ek veroordeel jou nie. Jy is waar jy is, as gevolg van die verkeerde keuses, ja, maar ek veroordeel jou nie. Ek buig neer, en ek sê vandag vir jou, wees vry. En Jesus Christus gee aan hierdie vrou die gawe van geen veroordeling nie. Die gawe en die geskenk van geregtigheid. Dis wat Jesus Christus vandag vir jou kom doen. Hy buig neer en hy gee aan jou, in jou toestand, die grootste gawe, die gawe van geen veroordeling nie. Want hy weet, veroordeling gaan jou nie met hom versoen nie.
maar die gawe van geen veroordeling, die gawe van geregtigheid. Dis juis wanneer God in Christus jou die gawe van geregtigheid gee, dat jy kan opstaan en gaan lewe as 'n regverdige. Jesus sê nie vir haar, gaan en gaan sondig minder nie. Hy sê, gaan en sondig nie meer nie. Want hy weet, dit wat ek jou gee, my lewe wat ek impaat binne in jou gees, gee jou die vermoë om nie weer te gaan sondig nie, maar om te leef in oorwinning. Die wet sal vir jou sê, ag, jy sal 'n bietjie sondig en 'n bietjie. Jesus sê, nee man, wat ek jou gee, die geregtigheid, die gawe van geen veroordeling nie, stel jou in staat om heilig, sonder gebrek, voor my te wees, en nie weer te gaan sondig nie, maar om te weet, ek is nie in veroordeling nie, ek is in geregtigheid. Geliefde, ek wil jou oproep, en ek voel net in my hart, daar's baie van julle, wat jare gelede, een of ander misdaad gepleeg het, en hierdie ding is besig om jou hele vrede te steel. Jy wil net in oorwinning wees. Daar kom my thought van 15 jaar gelede terug, 3 jaar, 'n week, 'n maand, wat ook al, en dan laat sak jy jou hande, en jy dink jy's nie waardig nie. Die Here sê vandag vir jou, ek maak jou vry van selfveroordeling, ek maak jou vry van hierdie gevoel van nie goed genoeg nie. Ek verklaar jou vry op grond van my bloed wat vir jou gevloei het. Jy's regverdig, ek veroordeel jou nie, gaan en sondig nie meer nie. Galasiërs hoofstuk 5 vers 1. Ek wil dit quoteer in die Engels, hy sê, it was for freedom that Christ has set us free. Staan dan vas, sê die Afrikaans, in die vryheid waarmee Christus jou vry gemaak het. Jy's vry van veroordeling, jy's vry van die sonde, jy's vry van die vernietiging, jy's vry van die wet, jy's vry om in oorwinning te lewe. Ek wil saam met jou bid, maar voor ek saam met jou bid, jy wat in die Appington area is, Keimus, Ograbies, Kakamas, ons gemeente is in Appington en in Ograbies, jy's welkom om met my kontak te maak. Dus ek wil jou dienste besoek, ek wil hierdie woord van genade en waarheid wil ek hoor. Praat met my en kom besoek ons dienste. Ek stuur ook elke oggend 'n WhatsApp boodskap, audio boodskap, so tussen 3 en 5 minute waar ek vir mense die lewende woord van God gee. Duisende mense se lewens word verander hierdeur. Stuur vir my jou naam en van met die woorde oordenking en ons plaas jou op hierdie groep en jy kan elke oggend die woord van die Here hoor. Ek wil saam met jou bid. Abba, I release your peace. I release your joy. I release your forgiveness in the name of your Son. En ek dank die Here dat elkeen wat nou ingeskakel is, dat hulle hierdie vrede, hierdie vreugde, die vergifnis van God sal ontvang en ervaar. As jy nog nooit Jesus aangeneem het nie, bid agter my en sê, Here Jesus, ek aanvaar vergifnis. Ek aanvaar u dood en opstanding as my dood en opstanding, en dankie dat u my red van hierdie wêreld. Geliefde, kry hierdie reeks, word verander deur die vernuwing van jou gemoed, want die woord van die Here wil jou op 'n pad sit van absolute oorwinning, waar jy die geregtigheid van God daagliks kan ervaar, op 'n wyse wat die wet of enigiets anders jou nie kan gee nie. For it was for freedom that Christ has set you free. Blessings vir jou. Leef in hierdie oorwinning. Amen. Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus.
die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die Geseënde met die absolute realiteit. Die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek waarborg jou dat hierdie 25 minute in die woord van die Here gaan jou lewe radikaal verander. En soos wat ek gesê het, God se woord is gees en lewe. Ek ervaar meer en meer daagliks. Hoe meer ek tyd spandeer in die woord van die Here, hoe meer is daar energie wat vrygestel word. Want God se woord bring dit. Die Here Jesus Christus sê op 'n stadium, toe die duiwel hom versoek, die mens sal nie alleen leef van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So God se woord is ook lewe, dis energie, en ek waarborg jou, wanneer jy hierdie program klaar gekyk het, gaan daar meer energie in jou lewe is. Daar's baie van julle wat moeg is, jy's uitgeput, jy wonder, ai man, wat 'n klomp stres aanvaar ek elke dag oor my lewe. Die woord van die Here bring nuwe lewe, en dis waarvoor ons in is. Ek het 'n tydjie gelede begin met die neerbuigende God. Oh yes, dis so awesome, dat jy kan weet dat God is nie stap iewers op 'n troon en sê, luister, move, kom op, beweeg. Nee, hierdie God wat die Bybel aan ons voorstel is 'n God wat bemoeienis maak met die mens, wat betrokke is in die mens se lewe. Dis nie 'n God wat ver staan op 'n afstand en sê, luister, kom reg nie. God is betrokke. Jy sê, maar hoekom ek ervaar dit nie? Ek wil vir jou sê, as jy net terugkyk op jou lewe, dan sal jy sien, jong, die Here was nog altyd betrokke. Die Here was nog altyd daar. As dit nie was vir die Here nie, sou ek nooit hierdeur gekom het nie. So ons gaan net verder en ons kyk na hierdie neerbuigende God, die God wat afbuig, wat op die vlak van die mens kom en sê, luister, dis nie my wil dat jy daar onder in die gutters lê, dat jy daar in jou sonde lê en spartel nie. Ek is die een wat jou optel, wat jou my lewe gee, wat jou oorwinning gee, wat jou vrede gee. Ek preek 'n tydjie gelede, preek ek 'n crusade, en ek praat oor die neerbuigende God. Oh man, elke keer as ek dink aan God, die neerbuigende God, dan spring my hart van opgewondenheid. En as mense wat kom en sê, hoe kan jy 'n preek van 'n neerbuigende God? Ons het nodig om voor God te buig. Dis nie dat God kom en hy buig homself neer nie. Weet jy wat? Godsdiens gaan 'n God picture wat daar sit op 'n troon en wat die wet gee en jy moet net perform. As jy nie perform volgens wat die vereiste van die wet nie, dan kom God jou by. Dis die prentjie wat godsdiens verkondig. Maar ons weet, die Bybel is die woord van die Here en ons kan uit die woord van die Here kan ons regtig sien hoe lyk God. Jesus kom in Johannes hoofstuk 14 en hy sê, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. Nou, kyk in die lewe van Jesus en jy sien 'n prentjie wat jy bewonder en jy sê, wow, kyk hierdie God wat betrokke is, wat nie op 'n afstand is nie, maar wat daar is in die mens se nood, in die mens se behoefte is God daar. Ons het in die verlede vir 2 weke gelede het ons gekyk in die program, wat die Here vir Salomo gesê het, luister, maak vir my 'n donker plek, want ek wil in die donker te kom bly. En ons sien dat God sê, in jou donker is ek teenwoordig, in jou smart is ek teenwoordig, in jou pyn is ek teenwoordig, en eintlik is ek 'n groter reality dan jou pyn. Jy moet besef, die pyn wat jy ervaar in jou siel, of ewen in jou liggaam, is geskep. Dit kom as gevolg van Adam se sonde. Maar daar is 'n groter reality dan Adam wat geskep is en die duiwel wat geskep is. En hierdie reality is God. En God sê, ek is nader aan jou as jou pyn. Ek is groter as jou smart. Ek is teenwoordig en ek is hierdie reality wat jy eintlik na soek. Amen. So ons het gekyk in Jesaja 57. Het ons hierdie reeks begin en ek wil dit net weer vir jou lees. Hoor, hy sê, want so sê die Hoë
en verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Ek wil weer sê, God sit nie daar bo in die hemel en sê, luister, kry jou way uit na my toe nie. God sit nie daar en sê, luister, jy sal moet trappietjie 1, 2, 3, 4, honderde, hoeveel trappe ook al daar gewees nie. Daar's mense wat dink, daar is trappe na God toe. Eerste trap die, tweede trap die, derde trap die, heiligheid is die eerste trap, die is die volgende trap. Daar's nie trappe na God toe nie. God, hy sê, ek is hoog en verhewe, ek woon in die ewigheid, ek woon in 'n heilige plek, en by die verbryselde, en by die nederige. So dis nie dat jy moet opgaan na God toe nie, God het afgekom na jou toe. God het homself neerkom buig en gesê, luister, ek kom na jou. Ek kom soek jou. Dit is waar, jy lees dit in Psalms, jy lees dit in Romeine, Paulus skryf, hy sê, daar's niemand wat God soek nie. Niemand nie. Daar's niemand regverdig nie. Niemand nie. Daar's niemand wat afwyk van die kwaad nie. Niemand nie. En hierdie God, wat ek nie soek nie, kom soek my. Hierdie God wat ek nie aan belang stel nie, stel belang in my. En dis wat die openbaring wat Johannes het, hy sê, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En hierdie God kom buig hom neer en hy sê, ek is by die verbryselde van hart, ek is by die nederige van gees, om te laat herlewe die verbryselde van hart en die nederige van gees. So ons gaan 'n bietjie verder met hierdie neerbuigende God, en ek wil hê jy moet saam met my blaai na Hosea hoofstuk 11. Oh, this is so blessed. Jy moet Hosea hoofstuk 11 lees, dis 'n profesie omtrent Jesus, en ook word hier gepraat oor Israel. Maar ek wil vir jou vers 4 lees. Vers 4 sê, met mensebande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek. Ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig, en hoor jy, en ek het my na hom neergebuig, ek het hom voedsel gegee. O, dis 'n mooi prentjie. Ek lees weer die laaste gedeelte. En ek het my na hom neergebuig, ek het hom voedsel gegee. Dis God hierdie. As jy begin lees, dan sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. So God kom en hy openbaar hom hier as 'n vader, wat nie stak is op 'n troon, of op 'n stoel, nie, maar hy is die een, wat hom neerbuig, en sê, kom aan, ek tel jou op. Kom aan, kom sit saam met my. Kom sit op my skoot. Een van die wonderlikste dinge, my kinders is nou, my jongste kind maak nou 4, hierdie maand, volgende maand eintlik word sy 4, die oudste een is nou 18, en weet jy, die wonderlikste ding is, om my kinders op te tel, en dat hulle op my skoot kan sit. Die 2 oudstes wil nou nie meer op hulle se daddy se skoot sit nie, hulle is nou groot, maar hierdie kleintjie, en dis wat die Vader doen, om neer te buig, jou op te tel en te sê, kom sit op my skoot. Ek onthou die eerste keer toe ek regtig God as Vader leer ken. Ek was in Woesterryk, het gaan so in die veld gaan stap en gesit, en bietjie gemediteer oor die Vader. En dan gebeur 'n ding in my gees, ek ervaar die Vader begin met my te speel, te lag, en ek begin saam met hom te lag, en ek sit op sy skoot, en ek en die Vader het hierdie verhouding, waar ons begin lag en saam speel, en weet jy, dit was die wonderlikste ding, om te weet, God lag met my. En nie net hy lag met my nie, maar hy lag vir my, as ek partykeer 'n fout maak, en sê, ag Fransjo, nee maar nie so nie. En God is 'n intieme, persoonlike God. En hier sien ons, hy sê, ek buig my neer vir jou. En ek tel jou op, ek sit jou op my skoot, en ek sê, jy's myne. Oh, dis awesome. Baie min mense ken hierdie God.
Hulle ken godsdiens, maar nie 'n neerbuigende God nie. Hulle ken godsdiens, maar nie 'n God wat betrokke is nie. Ek dink sommer aan die geval, weet jy, in Johannes, sê die Bybel, Jesus is by 'n troue, die wyn word op. En Maria kom na hom toe en sê, luister, die mense het nie wyn nie. Jesus sê van, maar vrou, wat is dit met jou te doen? My tyd het nog nie aangebreek nie. En Jesus doen 'n wonderlike ding. Hy sê vir die ouens daar, hy sê, maak asseblief hierdie kanne vol water. En ek sien iets hier van die Here Jesus, eintlik van God, want Jesus is God geopenbaar in die vlees. Jesus wil nie dat hierdie bruid, hierdie vernedering deurmaak, dat daar nie genoeg wyn is nie. En Jesus kom deur as 'n voorsiener en hy sê, luister, ek wil hê, julle moet hierdie bruilof geniet. Ek wil hê, hier moet vreugde wees. Ek wil hê, hier moet vrede wees. Ek soek nie, ek wil die verleentheid, wil ek jou spaar. En mense dink nie aan God as die een wat betrokke is. En luister, in die beplanning van jou huwelik, in die beplanning van jou werk, in die beplanning van jou kinders, in die beplanning van wat ook al. God sê, ek wil betrokke wees. Ek wil betrokke wees in die detail, die fynste besonderhede van jou lewe, wil ek betrokke wees. Ek buig neer en ek sê, en die Vader sê, man, luister, maak my betrokke. Praat met my. Ek het die wysheid. Ek weet wat in die toekoms aangaan. Praat met my. Deel jou hart met my. En ek is die een wat nie op 'n afstand is nie. Ek is die een wat graag betrokke wil wees. Hoor hy sê, ek het my neergebuig. Kom ek lees gou vir jou hier vers 8. Of kom ek lees eintlik vers 7. Hy sê, want my volk dwing om van my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Hoe kan ek jou oorgee, o Ephraim? Jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Atma, jou gelykstel met Seboim? My hart is omgekeer in my. Tegelykertyd is my medelyde opgewek. God het 'n hart. En baie mense dink nie dat God 'n hart het nie. God het emosies en baie mense dink nie aan God as 'n emosionele God nie. Baie mense dink nie aan hom as die een wat kan lag, die een wat bedroef kan word nie. God word bedroef, ja. Bedroef in die dat jy baie keer jou eie way gaan en hom nie erken nie. Bedroef waar jy word bedroef omdat jy iemand liefhet. En omdat God jou en my so liefhet, bedroef ons hom baie keer. Dis nie dat hy kwaad is nie, dis nie dat God jou wil straf nie. Hy sê net, maar François, erken my man. Ek weet wat is die toekoms. Ek verstaan. En die Here sê, my hart is omgekeer in my. Hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou net so laat gaan? Ek sien die vyand se planne vir jou lewe. Ek sien hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En as jy my leiding volg, dan kan jy hierdie verwoesting, jy kan hierdie slagting, jy kan hierdie pyn, kan jy vryspring. Maar baie keer wil ons nie die raad en die wysheid van die Here volg nie. En ons gaan ons eie way. En ons gaan ons eie pad. Die Here sê, man, luister nie, my seun, my dogter, my hart is omgekeer in my. Hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat gaan? Hoe kan ek? En die Here sê, jy's myne. Ek het jou geskape vir 'n doel. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. En dis wat baie mense nie besef nie, dat God het jou liewer as wat jy jouself het. Jy sê, maar hoe? Ek wil weer herhaal. God het jou liewer as wat jy jouself het. God het 'n beter plan as wat jy kan imagine vir jou lewe. God sê, man, luister, ek wil gou hierdie voorbeeld maak. Jou brein is soos 'n teelepeltjie. God se brein is soos die groot oseaan. En die Here sê, jy kan met jou klein teelepel brein soveel doen en beplan. Maar as jy toelaat dat ek met die oseaan mind, dat ek beplan,
Oh man, dink 'n bietjie, dat God jou lewe beplan en jy in lyn kom met God se plan vir jou lewe, waar kan dit nie eindig nie? So die Here sê, kom by, kom praat met my, kom ek en jy gesels, en jy volg my raad, want luister jy, soos wat die hemel hoër is as die aarde, so hoog is my gedagtes, hoër as joune. Soos die Here sê, kom tap in by my, kom connect met my, dat die heerlikheid, die wysheid wat binne in my is, dat dit deur jou begin vloei, en dat jy in hierdie lewende verhouding met my, kan jy begin reg beplan. Moenie jou eie ding doen nie. God sê, ek wil jou nie prys gee nie, ek wil jou nie laat gaan nie, ek wil hê jy moet met my hierdie pad stap. Ek buig neer, want ek wil jou in oorwinning kry. Ek wil hê jy moet my oorwinning ervaar. God het jou liewer as wat jy jouself het. Hy het 'n beter plan vir jou lewe as wat jy kan aandink. Man, ek wil hê jy moet net 'n bietjie kyk 'n bietjie na die heelal, kyk na die sterrestelsel, luister, kyk na die diereryk, kyk na die waasheid van hierdie skepping. En die Here het die skepping vir jou gemaak. Die Here het die skepping vir my gemaak, en ons geniet so min, en dan dink ons die Here weet nie. God weet, en hy sê, die gedagtes wat ek vir jou het, is hoër as die wat jy kan aandink. So kom, tap in by die neerbuigende God. Tap in by die God wat sê, ek wil jou nie prys gee nie, ek het jou lief met 'n ewige liefde, en begin ervaar hierdie wonderlike liefde wat God vir jou het. En soos ek net nog gesê het, baie min mense ken hierdie God so. Daarom beplan jy jou lewe weg van God af, en as jy in moeilikheid is, dan hardloop jy weg van God. En hier is 'n ding wat jy nie moet doen nie. In moeilike tye hardloop jy nie weg van God af nie, hardloop na hom toe. Ewen as jy in sonde geval het, moenie weghardloop nie. As jy in sonde geval het, moenie van God af weghardloop nie, hardloop na God toe. Want dis juis in jou sondige toestand dat die Here vandag vir jou sê, ek veroordeel jou nie, ek wil jou reeds nou herstel. Ek wil jou nou, wil ek jou optel. Kom ek lees gou vir jou hier 'n gedeelte in Matteus stuk 5, wat mense nog nie van God gesien het nie. Matteus stuk 5, lees ek vir jou vanaf vers 37. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Wat God eintlik hier sê, as jy ja gesê het, laat dit ja wees. Jy kom change your mind na die tyd en sê, ek het eintlik nie dit bedoel nie. Wanneer God praat, dan weet God wat hy sê. En hy change nie sy mind na die tyd nie. Baie keer dink ons nie voordat ons praat nie, dan praat ons net. En as jy klaar gepraat het, dink jy, man, ek kon nie dit gesê het nie. En dan change your mind, dis nie God nie. God sê ja, is sy ja, en sy nee, is sy nee. Vers 38, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, en hier is dit, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Ek lees weer, vers 39, maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Dierbare, geliefde, as God vir my sê, François, moenie 'n slegte mens weerstaan nie, dan is dit die hart van God wat hier geopenbaar word deur die opdrag. Dis omdat God die slegte mens nie weerstaan nie, dat hy vir my sê, François, moenie die slegte weerstaan nie. En as God nie die slegte mens weerstaan nie, dan kan ek vandag vir jou sê, in jou slegheid en in my slegheid het ons nodig om na die neerbuigende God uit te reik. Nie weg te hardloop nie, maar juis na hom toe te hardloop. Want ek is verseker, op grond van dit wat ek in die skrif sien,
En op grond van dit wat Jesus aan ons kom openbaar het, dat jy safe is by die Here Jesus. Weet julle, as jy gaan kyk, Jesus het in sy aardse bediening, het hy vir 3,5 jaar saam met Judas beweeg. Jesus het geweet Judas steel van hom. Maar Jesus het nie een keer, het hy aan die ander 11 gesê Judas steel nie. Hoekom? Omdat Jesus het geweet, man, luister hier, hierdie slegte Judas gee ek die geleentheid om my liefde te ervaar. Hy maak, Judas was safe. Man, Judas het geweet wat Jesus doen. Judas het die krag ervaar, hy het die liefde ervaar. Hy het gesien, daar's baie keer dat Jesus woord van kennis het, en hy openbaar sekere dinge. Judas, terwyl hy gesteel het, was safe by Jesus. Was dit omdat Jesus sy sonde goedgekeer het? Nee. Jesus het nie Judas se sondes goedgekeer nie, maar hy het vir Judas nie weerstaan nie, omdat sy liefde het Judas toegemaak en vir Judas gesê, luister die man, dis nie my wil nie, dis nie my plan nie. Al die ander ouens het saam met hom die pad gestap, maar niemand het geweet, Judas steel nie, Jesus wel. Maar Jesus sy woord is ja, sy woord is, as hy gesê het ja, dan is dit ja, en hy het gesê, jy moet 'n slegte mens nie weerstaan nie. En dis hoekom hy nie vir Judas weerstaan het nie. Ons weet, ewen by die tafel, sê die Bybel, het Jesus die brood in die bittersous gedruk en aan Judas gegee. Wat was dit? Dit was 'n teken. Judas, ek het jou lief. Hier is my vriendskap. Ons sien by die tafel, die laaste aan, buig Jesus hom neer, en hy was die voete van Judas. Man, hy weerstaan nie die slegte nie. Maar dis juis hierdie neerbuigende God, wat geweet het Judas steel, wat neerbuig en Judas se voete was, wat die broodjie in die bittersous druk en vir Judas aanbied en sê, Judas, hier's my vriendskap. Moenie, hier's my vriendskap. Dis hierdie God wat vandag na jou uitreik, wat na die wêreld uitreik, en wat ons baie keer afgeskryf het. Ek dink hoe maklik skryf ons mense af. Hoe maklik gee ons op mense. God gee nooit op nie. Die Bybel sê, is die God van liefde, en liefde gee nooit op nie. Liefde hoop altyd. Die Here hoop altyd. Hy sê, maar luister, as jy in jou toestand, ek het nog steeds hoop dat jy hier sal uitkom. Ek het nog steeds hoop dat jy sal opstaan. Ek het nog steeds hoop dat jy nie sal opgee nie. Dis hierdie God wat ek vandag aan jou openbaar. Jesus Christus het gekom en hierdie Vader wat neerbuig kom openbaar. Moenie van hierdie God weghardloop nie. Dis juist nou dat jy na hom toe moet hardloop. En elke oggend stuur ek 'n WhatsApp uit, so tussen 3 en 5 minute. My nommer is op die skerm en ek weet duisende lewens word daagliks verander deur die absolute realiteit waar mense hierdie woord ontvang. Kry hierdie oordenkings, kry hierdie reeks oor die neerbuigende God en ek weet die Here Jesus Christus gaan net jou lewe verryk deur hierdie woord. Blessings vir jou.